Goeiedag julle. Dit is baie lekker om 'n bietjie met julle te praat. Ek wil net 'n bietjie terugvoer gee oor die aktiwiteit van die naweek. Baie dankie vir julle deelname. Ek het dit geniet om deur julle voorstelle te lees. Die meeste van julle het voorstelle gemaak vir die eerste fase van die Kombrink model. Ek sien ook, daar was 'n bietjie verwarring. Die fase hier verwys nie na die graad nie. Hierdie stukkie teks of storieetjie kom uit 'n graad 4 handboek, so dit is soos julle gesê het vir die jonger leerders. Die fase hier verwys na die Kombrink model se 8 fases. So jy moes my gesê het, watter fase van die Kombrink model het jy hier gebruik? En om te sê dat jy kies 'n sekere fase van die Kombrink model en jy gebruik net daai fase, kan bietjie problematies wees. 'n Mens sal gaan altyd die fase 5 hê, en jy gaan altyd 'n fase 1 hê, en jy gaan altyd 'n fase 2 hê. So daar's sekere fases wat ononderhandelbaar is. Jy gaan altyd tog die teks verduidelik, en jy gaan altyd jou pre-lees aktiwiteite, en jy gaan altyd die teks lees. Nee, so hou dit maar net in gedagte. Wat ek gesien het, ek weet, dit is nou ietsie wat jy vinnig moes skryf. Baie van julle het gesê, hulle gaan 'n klomp vrae vra. Dit is heeltemal in orde. Jy kan vrae gebruik in jou inleiding, maar onthou maar net vir praak of vir enige lesbeplanning wat jy vir my moet skryf, moet jy asseblief sê presies wat jy gaan vra. Dit is ongelooflik belangrik om daai vrae vooraf te deurdink, te formuleer, want jy moet 'n doel met daai vrae hê. Nee, jy het 'n lesdoelwit wat jy wil bereik, of jy het 'n doelwit met jou pre-lees aktiwiteit, en jou vrae moet die leerders help om daai doelwit te bereik. So jy moet vir my baie spesifiek sê wat jy gaan vra. Dan het ek gesien, baie van julle verloor 'n bietjie fokus, en ek is so bly julle het daai foutjie gemaak, want ons sien dit elke jaar. Onthou, jy is besig met 'n Afrikaans les. Jy is nie besig met 'n visvangles nie. So jou doel is altyd om die teks te verduidelik. Die doel is nie om hulle te leer visvang nie. So maak net seker, onthou, jy werk na 'n lesdoelwit toe om die teks beter te verstaan. Goed, so ook fase 3, wanneer jy kyk na die respons, die ervaring van die teks, gaan dit nie oor die ervaring van visvang nie. Kinders kan nie hier vir jou sê wat dink hulle van visvang nie. Hulle moet vir jou sê wat dink hulle van die teks, of hulle moet daaroor gaan nadink. Nee, fase 3 is mos daai persoonlike fase waar hulle eintlik nie vir iemand sê wat hulle dink nie. Hulle skryf dit vir hulle self in hulle leesjoernaal, of hulle besin 'n bietjie daaroor. En dan in fase 4 kan hulle dan dit wat hulle wil deel van fase 3, kan hulle dan deel. Maar let wel, dit is die ervaring van die teks, nie die ervaring van die inhoud of die tema, of soos die visvang nou nie. So, om te sê 'n leerder moet ervaringsdeel van visvang vir fase 3 of 4 is nie aanvaarbaar nie. Dit is nie ons doel vir hierdie les nie. So gaan maak maar net seker, ons kry elke jaar daai probleem. So ek bly julle dit gedoen, so nou gaan julle dit nie weer doen in julle prak nie. Onthou maar net, volgende puntjie, dat wanneer jy na 'n teks verwys, dat jy seker is wat 'n soort teks is dit. Want baie van julle het gesê, jy gaan die boek met die kinders behandel, of ander soortgelyke boeke. Hierdie is nie 'n boek nie, dis 'n kort storie, nee. Hy het nie 'n voorblad nie, byvoorbeeld. So jy kan nie die voorblad vir hulle wys nie. Daar is nie een nie. Dit is 'n stuk teks wat uit 'n handboek uitkom. Hulle sê nie eers wie is die outeur nie. So in hierdie geval is dit nie sinvol om daai tipe aktiwiteite met hulle te doen nie. Dan wil ek maar net weer baie klem daarop lê dat jy baie spesifiek moet wees. Jy moet vir my presies sê, wat gaan jy doen? Hoeveel vrae gaan jy vra? Wat gaan jy vra? En watter tipe respons verwag jy van die kinders wanneer jy daai vrae vra? Wat gaan dit hulle laat regkry? En dan was ek verbaas om te sien dat niemand voorstel het vir fase 5 nie. Fase 5 is die belangrikste,
waar jy gaan moet besluit, wat gaan jy met die kinders behandel in hierdie verhaal? Gaan jy fokus op woordeskat vir hierdie verhaal, of gaan jy fokus op die karakters van hierdie verhaal? Daar was daarom 'n paar wat gesê het, hulle gaan karakters behandel, of hulle teken of so iets. Maar fase 5, ononderhandelbaar, super belangrik, dit is jou fase waar jy die storie met hulle behandel. Ek hoop hierdie terugvoer help, baie dankie vir julle deelname weer eens. Dis lekker vir my, want dan kan ek sien, waar is julle en wat het julle verstaan, en wat moet ek 'n bietjie verduidelik dalk, en bietjie helderder stel. En dan wil ek jou nooi, asseblief enige tyd, as jy oor enige iets wonder, as iets wat ek sê vir jou dubbelsinnig is, of onverstaanbaar is, e-pos my dadelik, ek antwoord jou so gauw ek kan. Dit is al manier wat ons nou het, om jy met mekaar kontak te hê. So dit help my, hopelik gaan dit julle help. Kom ons werk saam, dat ons regtig die meeste uit hierdie module kan haal. Baie sterkte, ek dink aan julle, en ek hoop ons sien mekaar die tweede helfte van die jaar. Totsiens.